Great, dit is mondvol weer. Ja, lekker. En vandag het ek iets spesifieks hier in my hart druk wat so belangrik is. Hoe weet ek, of hoe kom ek in voltydse bediening? Hoe weet ek word geroep vir voltydse bediening? Verstaan? Maar hoe kom ek daar? Die primêr is die journey. Hoe kom ek daar? En ons altyd is in voltydse bediening. Ja. En ek wil graag ouens lei in dit en vir hulle antwoorde gee vandag. Ja, ek dink ons realiteit van die visie en die missie van ons kerk, hoe ons beweeg en mense oprig, is dit nogals 'n vraag wat ons gereeld kry. Ja. So hierdie is so relevant en ek dink baie mense wonder hieroor, hoe het julle in die bediening gekom? Hoe kom 'n mens daar? Wat moet ek doen as ek die begeerte het? Wat doen ek verkeerd as ek nog nie daar is nie? Ja. En ek dink eerste wat baie belangrik is dat ons kan vir niemand 'n bediening gee nie. Efesiërs 4:11 en 12 sê, en hy het gegee, sommige as apostels, ander as profete, ander as evangeliste, ander as herders, ander as leraars. God gee, né? So, hoe het God vir jou gegee? Wat was die tekens? Wat was dit wat gebeur het jy geweet het? Dis die Here. Ja. Ek het al as 'n tienermeisie net na bekering het ek 'n profetiese woord gekry. Okay. Daai tyd was dit by Lewende Woord Primeria wat iemand vir my gesê het jy word 5voudig geroep en ek het daai tyd glad nie verstaan wat dit beteken nie, maar eers baie later in my lewe toe ek regtig nou my pad saam met die Here stap, journey saam met die Here, het die Here vir my 'n droom kom gee. Ons het daai tyd het ek en jy net by mekaar uitgekom en die Here het vir my 'n droom gegee waar ek het gestaan en bid in die kerk in tale en 'n engel het in die kamer ingestap met 'n skinkbordjie en op die skinkbord was 'n broodjie gewees. En hy het die broodjie in die helfte gesny en 'n helfte na my kant toe geskuif en gesê, helfte is joune. Dit was in 'n droom, nee. Dit was in 'n droom gewees, ja. En ons het gebid daaroor en het regtig gevoel, maar dit is die bediening wat die Here vir my sê, hierdie is die regte ding, hierdie is waarvoor ek jou roep. Dit was 'n bevestiging. So daar het God gegee. Ja. Deur die profetiese en deur 'n droom. Amazing. Ja, ek het dieselfde, of in dieselfde lyn, myne was 'n profetiese woord, Chuck Day. Ek het gevoel ek moet Bible College toe gaan na die jaar vir Christus. En by die Bible College, Chuck Day vir my gestap te sê hy, from the one apostle to the other apostle. Daar was 'n tannie gewees, Anita Giovanoni, wat as haar naam was, wat ook na die studente elke jaar hulle soms jou profeteer oor jou daar iewers in die middel, so uitgesien na dit. En daar het ek 'n profetiese woord ontvang ook, apostel, en dis wat die Here gaan doen. Ja. Ja, so ek dink daai twee was vir my bevestigings dat God gee volgens Efesiërs 4 vers 11. Ja. So nou het jy 'n woord, wat doen jy dan? Ja. So ek wil net opdaai wat jy nou gesê het is, ons weet God is 'n God van orde en jy het nie gewonder toe hy jou roep vir die bediening, weet waarvoor roep hy my nou eintlik? Ek weet ek word nou geroep vir voltydse bediening, maar waarvoor? Hy het vir jou kom sê, JC, ek roep jou as 'n apostel. Yes. En jy kon groei in want daar is sekere karaktereienskappe wat 'n apostel het en 'n gewig wat jy gaan moet dra, wat 'n profeet of 'n herder of 'n evangelis nie gaan dra nie. Ja. En ek glo die Here gaan vir jou spesifiek wys waarvoor hy jou roep en hy gaan dit vir jou kom wys. Ja. Of deur die profetiese sal dit aan jou openbaar word Of of hy gaan dit spesifiek vir jou kom wys. Ek het ook in 'n droom het die Here vir my kom wys klomp shofars wat gelê het. Ek wou die grootste shofar blaas want partykeer voel mense as jy in die bediening is, jy weet dit is hierdie harde stem en jy moet sterk oorkom en die kleinste shofar op die tafel het ek toe op die einde van die dag maar opgetel en geblaas en toe is daar 'n sterk stem. So die Here kom bevestig vir jou dat dit is waarvoor ek jou roep en dit is hoe ek jou gaan gebruik. Ek het iets op het sê, so wat ek agterkom dat vir my baie belangrik is dat ek wil die grootste kerk hê nie, ek wil nie die grootste shofar hê nie. So die Here het van gees dit great. Ek wil hê wat hy vir my het. Want dan sal dit 'n sukses wees en dan sal ek dit kan doen tot die dag wat ek dood is, tot die dag wat ek dood is en bom is. Want sy genade is vir jou genoeg soos vir Paulus, maar jy gaan nie genade hê buite dit wat hy vir jou het nie. Ja, ja. Hier is die ander wat ek sien.
ek sien 'n reel en hierdie gaan nou baie funny klink. En die ou sê God spoke through a donkey. Nee, so God can use anybody. En hy maak die stelling, hy sê, but now we've got a lot of jackasses out there that think they are called to be ministers. En daai slaan my en ek dink is so waar baie keer. As die Here my gebruik, sê dit nie ek is geroep nie, Ja. nê? Menende 5voudig voltyds in die bediening nie. En ek dink dis waar baie ouens 'n fout maak, radikaal. Ek sien soveel ouens wat nooit 5voudig geroep is nie, maar die Here gebruik hulle en dis okay. Ons almal moet smag om te profeteer. Ja. Ons almal word nie geroep vir profete nie. Ons almal het die bediening van versoening tussen mense en God, maar dis nie te sê dat jy evangelis is nie. Verstaan? Ja. So ou moet verstaan, ons 'n verskil tussen ek word gebruik deur die Here, 'n donkie, en ons almal het daai humble donkie ding, en dan oor te gaan na 'n jackass toe, waar jy dink jy is die volgende Benny Hinn, want daai gaan vir jou verwoes. Ja. Wat ek dink daar gebeur, en dis nou my opinie, is dat mense begin beweeg saam met die Heilige Gees in die gawes van die Heilige Gees. So hulle begin profeteer, hulle begin demone uitdryf, hulle begin fisiekes bid en hulle sien die hand van die Here saam met hulle. Ja. Soos wat die Here gesê het, ek gaan alles kom bevestig deur die tekens wat volg, en dan uit daai plek uit groei daar partykeer 'n onnatuurlike ambisie Ja. vir die platform, en ons sien dit keer op keer, ons sien dit keer op keer, en hierdie is hoe ek dit sien, 'n ambisie gaan jou dryf om daar te wil kom, maar ek en jy weet, wanneer die Here met ons gepraat het, dit is asof jy net nie, dis soos hierdie profetiese woord wat jy nou vrygestel het hierdie vorige week, dit los jou net nie. En daai sê vir my, daai is vir my die onderskeid tussen ambisie, ek wil daai platform hê en ek wil streef daarna, en roeping is soos, ek kan net nie wegkom van hierdie nie. Ja, Die Here dit los bly my aan nie. my, dit bly in my. Nie. Ek wil 1 Timoteus 4:14 en 15 lees, en wat ek daarmee wil bewys is dat mense om jou sal dit erken. Nee, mense om jou sal dit erken. Wees jy net gehoorsaam in wat jy doen, en die erkenning of die hand van die Here op jou sal gesien word, nê? Verwaarloos die genadegawe wat in jou is nie, wat jou gegee is deur die profesie met handoplegging van die ouderlinge. Wees vlytig in hierdie dinge en leef daarin, sodat jou vooruitgaan vir almal duidelik kan wees. So my vriend, mense gaan jou roeping op jou lewe sien. Die Here gaan vir jou, nê, jou salwing of jou roeping sal vir jou ruimte maak. Ja. Jy moet dit besef. Ja. Ek sien in Handelinge 1:24, daar waar die disippels gebid het vir nog apostels, of weet, om nog mense by te voeg, bid hulle eintlik, hulle sê, Here, U wat die harte ken, wys U vir ons uit, so wie U uitverkies het. So dit bly 'n plek van, al erken ons jou roeping, wat ons gaan doen, die Here openbaar dit in die Gees aan sy profete. Hy gaan dit openbaar, maar die uitverkiesing, die lê by hom. Ja. Dit het eers daar begin, hy het dit eerste gekies, en dan sal hy dit openbaar, en dan erken mense, want ons wil baie graag die erkenning van mense hê, want dit is half, dan bevestig dit net wat ons beleef, maar die Here gaan dit kom uitwys. Ja, ek dink dit spesifiek aan Harold. Harold by ons, wat 'n 5voudige profeet is. Harold het gewaiter. Hy het geswat op Universiteit Stellenbosch. Hy het net gevoel dis wat hy moet doen nie. Hy het begin waiter en net geld maak, want wat gaan aan in sy lewe. Hy het hier gekom en ons het die roeping profeties op sy lewe erken, die 5voudige roeping. Ons het vir hom daai amp gegee, of nie, hande opgelê en erken wat die Here sê, en om te release in dit. En dit is waar Harold is vandag. As 'n leraar hier, 'n volunteer, maar 'n leraar, 5voudige profeet. En die Here het deur hom wat gehoorsaam was in die gifting, het die Here vir hom ruimte gegee. Ja, en hy stap 100% in sy roeping. Harold streef na die profetiese, hy weet dit is wat die Here oor hom sê, en hy groei in sy karakter daarin. Ek wil op daai sê dat ons sien in Timoteus ook dat jy kan 'n begeerte hê. Timoteus sê, as jy begeer om 'n
wat sê 'n opsienersamp te hê, dis 'n goeie ding. Maar direk daarna sê hy weet net hierdie is hoe so 'n persoon lyk. Ja. En so as ek na dit kyk, dis okay om 'n begeerte te hê om ergens in die bediening te staan, maar weet net dat jou karakter is dit waarna die Here kyk. Hy gee nie, dit gaan nie soveel vir hom oor die titel nie, maar oor hier is hoe iemand soos dit lyk. So kom ons sê net gou dit vir mekaar, nê. Ek sien baie keer great ouens wat hier aankom, wat sê die Here het hulle geroep, hulle gooi sommer hulle CV voor ons uit, dan sê ek soos, yes, ek voel dit net nie, hoekom? Daar's iets fout in hulle hart. Dis 'n hartsding. Ek wil my mond en my hart en my hele wese reg kry voor by die Here. Ek wil leer om voor mense en nie voor mense nie dit reg te doen. Ja. Want daai bring die hand van die Here. Niks anders nie. Dawid se hart het vir hom koningskap gegee. Nie sy gestalte nie wie hy is nie wat mense van hom sê nie. En daai is so belangrik. Ja. Ek wil hierdie skrif vir ons lees en ek dink is net so ter afsluiting, né? Filippense 2 vers 13. Want dit is God wat in jou werk om te wil sowel as om te werk na sy welbehae. Die Here is besig met 'n werk in jou. Bly jy net gehoorsaam. Is daar 'n verskil tussen iemand, baie keer so mense sê, ja, maar jy's vyfvoudig en ek is nie, so dis amper asof 'n haai rokkie en 'n lou rokkie is. Nee, my vriend, die punt is net, gehoorsaamheid aan die Here is wat tel, niks anders nie. Die hoogste vorm van bediening is nie apostelskap nie, is gehoorsaamheid. Ja. Ja, amen, en dienaar. En ek wou nou juist daarmee afsluit is ook dat ons sien in Matteus sê die Here dat die grootste onder julle moet die dienaar wees. Ja. En al maak nie saak of jy wat se titel jy dra nie, as jy nie daai verstaan nie, jy moet eintlik daai stuk gaan lees om te verstaan wat sê die Here van mense wat 'n skyn voorgee in 'n titel staan, maar jou hart en jou verstaan van dien en om gehoorsaam te wees is nie daar nie. Ja. So kan ek afsluit met 'n paar punte. Eerste is die Here gee mens nie. Tweede is daar 'n werk in jou wat die Here mee besig is. Derde is mense sal kan erken op jou lewe waarmee die Here besig is. Ja. Okay. Vierde is Dawid, dis 'n hartsding. Nee, dis 'n hartsding. En dan laaste is my vriend is dien. Met die regte gesindheid en die regte hart. Op die regte tyd sal die Here release. Amen. Great. Lekker. Janine, dit was nou 'n mondvol. Dit was 'n vinnige mond.